Jy luister na die Fairies and Folklore podcast deur Ronel. Ek is donker fantasieskrywer Ronel Janse van Vieren, met meer as 'n dekade van rondsniffel in stowwerige volkskinderboeke, om wesens van verbeelding wat my nuuskierigheid aangewakker het na te vors, is ek hier om die volkskunde in 'n neutedop te deel, en hoe ek dit herverbeel het vir my skryfwerk in 'n oorsprong van die vee. Hierdie is die Fairies and Folklore podcast. Hi, ek is jou gasvrou Ronel Janse van Vieren. Noem my sommer net Ronel. In vandag se episode gaan ons voort met ons verkenning van die veeryk. Hierdie episode is geborg deur my boek Eens, Verhale, Mythes en Legendes van Fairy, beskikbaar in meeste formate. Leer meer oor hoe Fairy se geheime onthul word deur te gaan na ronelthemythmaker.com/my-books. Die hosting van die podcast word betaal deur my boekverkope, maar jy kan vir my 'n koffie koop om te betaal vir die tyd wat ek insit om hierdie podcast te skep. Gaan na buymeacoffee.com/Ronel om my te ondersteun. Dit kan eenmalig wees, of jy kan my weer in die toekoms borg. Jy kan ook altyd die podcast as 'n luisterboek koop om te help met die hosting. Gaan na payup.com/Ronel Janse van Vieren/collection/Fairies and Folklore podcast audiobooks om my te ondersteun. Ons gaan voort met ons verkenning van watervee. Vandag se vee, moerasmonster, volkskunde in 'n neutedop deur Ronel. Grindylow is 'n moerasmonster uit Engelse volkskunde. Hulle word beskryf as klein, mensagtige wesens met skibberige groen vel, skerp kloue en tande, en lang, dun arms wat eindig met lang, dun vingers. Met verbasende krag trek hulle onoplettende kinders in die moerasse, damme en vleie wat hulle bewoon, ver onder die water en veiligheid. Blykbaar vreet hulle op wanneer niemand kyk nie. Hulle skadu-agtige figure, soortgelyk aan kleuterkamer paaibullies, om kinders weg te skrik van gevaarlike plekke waar hulle kan verdrink. 'n soortgelyke figuur is Jenny Greenteeth uit Engelse volkskunde, Naki uit Finse mitologie en Berberocca uit Filippynse volkskunde. En nou vir my interpretasie van die vee en 'n oorsprong van die vee, moerasmonster. Die moerasmonster is 'n vleisetende vee. Hulle eet vis, maar verkies mensvleis, veral kinders. Alhoewel daar gerugte is dat hulle vorm kan verander om hul prooi makliker te lok, is dit eintlik 'n betowering wat deur die water gestuur word, om kinders nader te lok sodat hulle kan gryp en onder die oppervlak trek. Hulle woon in moerasse, damme en vleie en soek liewer dekking onder alge en ander waterplante om 'n oogie oor die land en potensiële prooi te hou. Hulle is baie mensvormig in hulle fisiologie, maar met 'n liggroen of blou vel, afhangende van die natuurlike kleur van die water waar hulle woon. Gewebde hande en voete, en sommige het selfs 'n vin op hul kop om swem makliker te maak. Hulle ledemate is ook langer en dunner as 'n mens se. Dis die volkskunde rondom hulle. Hulle het ook skerp tande soos 'n vis. As 'n klein bonusie, kom ons kyk na die vertaling van moerasmonster na Engels. Grindylow. Ek hoop dat jy hierdie episode van die Fairies and Folklore podcast geniet het, en dat jy iets nuuts oor die vee geleer het. Onthou dat jy 'n transkripsie van hierdie episode in die beskrywing kan kry. As jy nuut is by die podcast, hoekom nie na my webtuiste ronelthemythmaker.com gaan en 'n gratis kopie van Ongesiens, die tweede boek in die veeverhaalreeks kry nie? Donne volkskunde, toorkrag en gevaar wag. Pas op!